So net om julle so vinnig op te vang, so ons sien nadat Jesus die man by die bad genees het, in die begin van hoofstuk 5, het hy die fariseërs redelik geweldig omgekramp. Want hy het vir hierdie man gesê, op die Sabbat, staan op, tel op jou slaapmat en loop. En verstaan, vir die Jode was dit was taboe geweest, want jy mag nie iets opgerol het en saam met jou gedra het nie, want dan het jy die wette van die Sabbat oortree. En dan het Jesus hierdie hele gesprek met hulle waar hy vir hulle verduidelik dat julle mis die punt van die Sabbat. Die Sabbat was nooit om geen werk te doen nie. Die Sabbat was om jou gedagtes weer te rig op die Vader. Dit is waaroor die Sabbat gaan. En dan sien ons is daar verskeie konfrontasies tussen Jesus en die Fariseërs. En dan vat hy dit een stap verder. Hy vergelyk homself of hy stel homself gelyk aan God. Hy sê my Vader werk op die Sabbat en daarom werk ek. En hy stel homself gelyk aan God en dit krap toe nou die Fariseërs nog verder om. En in hierdie gesprek met die Fariseërs, begin Jesus vir hulle verduidelik wie hy is, sodat hulle kan verstaan. Jesus verduidelik aan hulle sodat hulle ook kan oopgaan en glo. En in hierdie verduideliking sien ons 'n paar karaktereienskappe van Jesus wat hy self vir ons hier uitlig en ek dink dit is goed om ag op dit te slaan. Ek dink dis een ding om iemand anders se opinie te hoor oor wie Jesus is. Dis 'n ander ding om uit sy mond uit te hoor wie hy is. So ek sal so vinnig saam met julle deurgaan die karaktereienskappe wat ons sover het en as julle dit gemis het, die vorige 2 sessies is op YouTube en op Spotify beskikbaar. Jy kan deeglik daardeur gaan as jy wil opvang. Maar die eerste een wat ons sien, een van die karaktereienskappe van Jesus, is dat hy reflekteer die Vader deur sy verhouding met die Vader. Jesus leef soos wat die Vader leef en ons sien dit in vers 17 van Johannes 5 waar hy sê, my Vader werk tot nou toe en ook ek is aan die werk. Dis die eerste lyn wat die Jode toe nou begin omkrap het, ernstig omkrap het, was hierdie ene. En dan sien ons die tweede ene, die tweede karaktereienskap is Jesus se afhanklikheid van die Vader. En ons sien dit in vers 19 waar hy sê, hierop het Jesus vir hulle gesê, amen, amen, ek sê vir julle, die Seun kan niks uit sy eie doen nie, behalwe wat hy sien die Vader doen. Want wat die Vader ook al doen, doen die Seun. Jesus beweeg nie, as hy nie sien die Vader beweeg nie. Jesus doen nie, as hy nie sien die Vader doen nie. Jesus is amper konstant besig om met die Vader in te check, om te hoor, wat is die volgende stap, wat moet ons nou doen, wat volgende. Die derde eienskap wat ons sien is, Jesus ontdek sy sekuriteit in wie hy is, in die Vader. Vers 20 sê, die Vader het immers die Seun lief, en wys hom alles wat hy self doen, en hy sal hom groter dade as dit wys, sodat julle verwonderd sal staan. Die Vader het immers die Seun lief. En ons het vir mekaar gesê, wat meer as dit het jy nodig? Wat meer het jy nodig om te weet dat die Vader het jou lief? As hy vir jou is, wie kan teen jou wees? Vind jou sekuriteit daarin. Dat die Vader, moet nie jou sekuriteit in die wêreld vind, of in 'n werk, of in 'n besigheid, of in besittings. Vind jou sekuriteit in die wete dat die Vader het jou lief. En dan die vierde eienskap sien ons Jesus se eenheid met die Vader, sy harmonie met die Vader. Ons sien dit vers 21 tot 26 sê, want soos die Vader die dooies opwek en lewend maak, so maak die Seun ook lewend wie hy wil. Die Vader oordeel ook niemand nie, oordeel ook niemand nie, maar het in volle oordeel aan die Seun oorgegee, sodat almal die Seun kan eer, net soos hulle die Vader eer. Wie nie die Seun eer nie die Vader nie, wat hom gestuur het nie. Amen, amen. Ek sê vir julle, wie my woord hoor en glo, wat my gestuur het, het die ewige lewe en vir hom is daar geen veroordeling nie, maar hy het uit die dood na die lewe oorgegaan. Amen, amen. Ek sê vir julle, daar kom 'n tyd en dit is nou, wanneer die dooies die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat hoor sal lewe, want soos wat die Vader lewe in homself het, so het hy dit ook aan die Seun gegee om lewe in homself te hê. Hierso sê Jesus vir die mense, soos wat die Vader mense lewend maak, net so maak die Seun mense lewend. En net soos wat die Vader die
die vermoë het om lewe te kan skep, net so het die Seun vermoë om lewe te skep. Jesus is in eenheid met die Vader. En die 5de een en die laaste een wat ons met die vorige woordskool behandel het, is Jesus se onderdanigheid aan die Vader. Ons sien vers 30 sê, uit myself kan ek niks doen nie, ek oordeel volgens wat ek hoor en my oordeel is regverdig, omdat ek nie my wil nastreef nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Dis een ding om te sien wat die Vader doen. En dis een ding om te doen wat jy die Vader sien doen. Dis 'n ander ding om die opdragte uit te voer sonder om te sien. Dit vat onderdanigheid. Dit vat gehoorsaamheid. Ek meen ons almal het seker al daai les geleer. As jou pa vir jou iets gesê het en jy vra vir hom maar hoekom? Dan sê hy dit maak nie saak hoekom nie. Doen net wat ek sê. As jou pa ooit vir jou gesê het, doen wat ek sê en nie wat ek doen nie, dan was dit nie baie goeie advies nie. Ons sien iemand het nou al die pad gestap, iemand het nou al die les geleer, en dis presies wat die eienskap van Jesus hier wat ons sien. Soms sien ons nie wat die Vader mee besig is om te doen nie. Soms sien ons nie die wonderwerk waarmee hy besig is nie. Maar wanneer hy praat, wees onderdanig. Weereens, ons praat meer daaroor in die vorige 2 sessies. Julle is welkom om dit te gaan kyk. Dit bring ons dan by vanaand. En ek moet sê, een van daai disclaimers, T's and C's, warnings voor die tyd, vanaand het dit vir my redelik pak gegee. So berei jou hart voor. Hier is nie altyd 'n lekker ding om pak te kry nie, maar dit is 'n lekker ding om aan die ander kant te staan en te weet ek nou is ek 'n beter mens. Nou het ek hieraan gewerk. Nou weet ek wat fout is. Vers 31 sê, as ek oor myself getuig, is my getuienis nie waar nie. Sien, Jesus is besig om die gesprek in die rigting van die volgende karaktereienskap te stuur. En ons gaan bietjie meer tyd op hierdie ene spandeer. Ek het vir myself hier in hakkies gesit, dat daar is 8, en ons gaan probeer om dit vanaand af te handel. Dis 'n spoiler, ons gaan nie verby die ene kom nie. Ek het dit getik toe ek gedink het ons gaan nog al 8 kan doen. Hoeveel van julle het al iemand gehad wat vir jou gewerk het? Of 'n bediende, of 'n tuinjong, of dalk is jy 'n besigheidseienaar en jy het mense wat onder jou werk. Daar's 'n Engelse gesegde wat sê, the proof is in the pudding. En die Engels verduidelik dit so, die betekenis van hierdie idioom, the true value, quality or effectiveness of something can only be judged by putting it to the test or experiencing the actual results. Nou die van julle wat al ooit met sulke mense gewerk het, weet dat jy glo nie sommer net dadelik die eerste mooi woorde wat uit hulle monde uitkom nie. Daai eerste dag of die dag wat hy nog werk soek of iets, dan is dit net sulke lang stories van waar hy was en wat hy al gedoen het en hoe hard hy werk en al hierdie mooi goedjies. Jy moet mos nou maar, jy is op soek na werk, so jy sit die blinkkant bo en jy vertel al die beloftes en dan gaan die honeymoon verby en dan eet hy daai bitter trifle op jou eie. En dis presies wat Jesus hier vir die Jode dan nou probeer sê. Hy sê in vers 31, as ek oor myself getuig, is my getuienis nie waar nie. Wie gaan glo, wie gaan my net blaatant glo, as ek kom en ek sê ek is die beste mens onder die son, en ek is die seun van God, en volg my. Mense is skepties vandag. Juis as gevolg van hierdie feit dat mense sit die blinkkant bo, en dis maar nie altyd die waarkant bo nie, want niemand wie oor homself getuig, word ernstig opgeneem nie. Inteendeel, dit irriteer mense soms so bietjie. Iemand wat net oor homself kan praat, wat net praat oor hoe goed hy is, wat hy als bereik het, waar hy oralste was, hoe hard hy moes gewerk het. Vers 32. Jesus sê, daar is 'n ander een wat oor my getuig.
En ek weet dat die getuienis waar is wat hy oor my aflê. Julle het 'n gesandte na Johannes gestuur. Hy praat van Johannes die Doper en hy het vir die waarheid getuig. En hierdie is presies die rede hoekom op elke CV wat jy ooit sal ontvang van enige werknemer, hopelik, as iemand dit nie doen nie, dan kan jy maar sommer klaar weet iets is nie lekker nie. Dis hoekom daar 'n ruimte op 'n CV is vir verwysings. Wie van julle het al 'n verwysing gebel om te hoor? Daar's 'n hand. Dit werk nie altyd so lekker uit nie. Want daai verwysings wat daar opgesit word, is ook net dies wat 'n goeie storie het. So Jesus sê vir die Fariseërs, daar is 'n ander een wat oor my getuig. Daar's 'n verwysing. As julle nie by my wil hoor nie, daar's iemand wat oor my praat en ek weet hy praat die waarheid. Ek weet dit wat hy sê, wat hy getuig is die waarheid en dis Johannes die Doper. En julle sal verder sien in vers 35 was die Fariseërs en die Jode oor die algemeen was eintlik opgewonde oor wat Johannes die Doper getuig. Kyk, later krap hulle mekaar om, later trap hulle op mekaar se tone, wanneer die Fariseërs Jesus meer begin volg, dan begin Johannes teen hulle opstaan en dan begin hulle ook op stamp, maar voor dit was hulle eintlik opgewonde oor wat Johannes die Doper sou sê. Maar ek wil vir 'n oomblik net hier vashak. En ek weet ons is op 'n klomp gesegdes vanaand, maar dit wys jou net dat enigiets wat waar is, sal jy in die woord kry. Enigiets wat jy nie in die woord kry nie, is nie waar nie. Maar daar's 'n gesegde wat sê, die een is daarom bietjie Afrikaans. Julle ken hom dalk as volg: wys my jou vriende, dan wys ek jou toekoms. Het julle hom al gehoor? Ek weet my ouers het vir my gepreek. Bring vir my jou vriende, dan wys ek vir jou toekoms. Jy sal in jou vriende geken word. Daar's eintlik 'n verbuiging van hom wat meer die oorspronklike aanraak. En dit sê die volgende: wys my jou vriende, dan wys ek jou wie jy is. Nie noodwendig jou toekoms nie. Jou toekoms kan lyk hoe jy wil. Wys my jou vriende, dan wys ek vir jou wie jy is. Nou, oom Janie is nou nie hier nie, maar ek gaan sy storie vertel. Hy like om te vertel. Hy like die storie om te sê dat daar was 'n ma en kinders wat eendag na die pa se begrafnis toe gegaan het. En terwyl hulle daar sit, praat die dominee al hierdie mooi goed en hy sê oor hoe wonderlik en liefdevol hierdie man was en hoe hy almal mooi hanteer het en hy was regtig 'n ligstraal in die gemeenskap. En dan op 'n stadium sê die ma vir die kinders: hoorie, so ek dink ons moet maar gaan, ons is by die verkeerde begrafnis. Ek weet nie van wie praat die dominee nie. Sien, die mense naaste aan jou is die mense wat die akkuraatste van jou getuig, van wie jy werklik is, van wat werklik hier aan die binnekant aangaan. So ek wil dit een stapie verder vat aan hierdie getuienis. Ek wil vir jou sê, wys my jou naaste, dan sal ek vir jou wys wie jy is. En dis presies wat Johannes hier sê. Onthou, Johannes die Doper en Jesus is familie. Hulle maas was niggies of sissies, een van die twee. Julle kan my gaan fact check na die tyd. Maar hulle maas was familie gewees, so ver langs was hulle dan nou ook familie gewees. Hulle was naastes, hulle toe Johannes se ma swanger was en Maria in die vertrek ingekom nadat sy ook swanger geword het, toe Johannes 'n bommelakiesie gedoen en sy ma was toe gevul met die Heilige Gees. So hulle kom 'n lang pad nog voordat hulle gebore was het hulle al die pad saam begin stap. Wys my die mense naaste aan jou, dan wys ek vir jou wie jy is. En hier's waar ons tone dalk moet begin intrek. As jy werklik wil weet wie iemand is, as jy werklik wil weet wat se tipe persoon hy is, gaan praat met sy kinders. Gaan praat met sy vrou.
Gaan praat met haar man. Gaan praat met sy ouers of met haar ouers. Dan sal jy weet wie hulle is. Dan sal jy weet werklik, gaan praat, en hierheen is dalk moeilik, en ek weet dit is nie die algemeen nie. Ek weet soms, sommige kere het familie ook maar 'n verdraaide siening oor jou. Maar gaan praat met boeties of sissies, want dis gewoonlik waar die meeste konflik ontstaan. Ons het saam groot geword, ek weet ek en my boetie, ons kon lekker beklei op skool. Baie, baie lekker. Ek onthou een keer, het my pa ons gedreig, toe ons ook so beklei het, sê hy, ek gaan julle in die kamer toemaak, en dan gaan julle nou beklei, totdat een van julle nie meer kan beklei nie. En toe ons vir mekaar gaan, toe sê hy, nee, hier is 'n foutjie, hier is nou, hulle gaan dit ernstig opvat, so toe daai is ook maar gestop. En vir baie lank het ons nie 'n goeie verhouding gehad nie, en ek dank die Here, dat na skool het daai verhouding kom omdraai. Want sien, as al hierdie mense vir jou 'n weergawe van 'n persoon vertel, wat jy nie ken nie, kan ek jou beloof, was jy geflous gewees. Iemand het vir jou die blinkkant voorgehou van 'n persoon. Maar kom ons draai die storie om. Nou praat ons die heeltyd van iemand anderste. Ons praat van iemand anderste wie jy dalk nou geken het. Wat gaan die naastes van jou getuig? Wat getuig jou ouers, jou man of jou vrou, jou boeties of jou sissies? Wat getuig jou kinders van jou? Want dis wie jy is. Jesus en Johannes die Doper was familie gewees, so wie beter om van hom te getuig? Vers 34. Jesus sê, ek aanvaar egter nie die getuienis wat van 'n mens afkomstig is nie. Maar ek sê hierdie dinge sodat jy verlos kan word. Sien, en hier kom Jesus en hy leer eintlik vir ons 'n dierbare les. Hoekom aanvaar Jesus nie die getuienis van Johannes nie? 'n Mens lieg baie, maar Jesus het gesê dat Johannes wat hy getuig is waaragtig. Hy weet dis die waarheid. So hoekom aanvaar Jesus nie hierdie getuienis nie? Ek wil vir julle sê, dit gaan oor die omstandighede waarin dit gesê was. Sien, Jesus het nie mense nodig om te bevestig wie hy is nie. Matteus 16, vers 16 tot 18, nog 'n getuienis van Jesus. Hoor wat gebeur hier. Simon Petrus het geantwoord, U is die Christus. Nadat Jesus vir hulle gevra het, wie sê julle is ek? Nou antwoord Petrus, hy sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Jesus antwoord hom, gelukkig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou bekend gemaak nie, maar my Vader in die hemel. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die poorte van Hades sal dit nie oorweldig nie. Hier aanvaar Jesus dan die getuienis van 'n mens. So wat is dan nou die verskil tussen die twee getuienisse? Hoekom aanvaar hy die een en nie die ander ene nie? Dit kom neer op die omstandighede waarin dit gesê was. Sien, Johannes getuig teenoor die Fariseërs om Jesus se goddelikheid, wie hy is, te bevestig. Petrus getuig om die kennis van Jesus Christus wat alreeds bevestig is aan die mense te kommunikeer en oor te dra. Dis nie om Jesus op die pedestal te sit nie. Dis nie om hom goed te praat of om sy ego te streel nie. Dis om vir die mense te vertel wie hy is. Johannes probeer die Fariseërs oortuig. Jesus sê, ek het dit nie nodig nie. Ek het nie nodig dat jy iemand oortuig van my nie. En hoor, hier kom die verskil en Jesus sê, op hierdie rots, op hierdie getuienis, sal ek my kerk bou. So die woorde wat Petrus gesê het,
Dis nie noodwendig vir Jesus gewees nie, dit was oor hom, was nie vir hom nie, dit was vir die mense, sodat die kerk gebou kon word. Kom ek verduidelik dit vir julle in 'n manier wat meer verstaanbaar is. Het jy al ooit met iemand gestry oor jou geloof? Ek praat van 'n proper stry. Soos jy raak rooi om die wange en jou ore begin warm raak en jy voel al wat hierdie waarhede by hierdie ou se ore gaan inkry is 'n warm klap net agter dit. Dis al hoe hy gaan begin glo. Jy al op daai punt gekom? Ek kom daar, was al daar. Iemand wat net al die knoppies druk. Man, op 'n stadium in hierdie gesprek kan jy amper voel hierdie persoon wil nie glo nie, hy wil my net kwaad maak. En weet jy wat, hy kry dit reg want nou is ek kwaad. Jy raak so opgewerk dat jy op 'n stadium vergeet dat die persoon met wie jy praat is eintlik maar net 'n verlore persoon. Wie se siel gered moet word. Dis eintlik maar nog 'n persoon wat in die koninkryk van God moet inkom. Sien, dis die verskil tussen die twee omstandighede van die twee getuienisse. Johannes moet oortuig met moeite en hy moet met smeking en dit draai op die ou einde uit op 'n geveg net om dit reg te kry. Jesus sê ek het dit nie nodig nie. Ek het nie nodig dat iets op 'n geveg moet uitdraai om te bevestig wie ek is nie. Petrus getuig sodat mense verlos kan word. Sodat mense gered kan word. En hoor wat is Jesus se woorde hier aan die einde van vers 34. Hy sê, maar ek sê hierdie dinge sodat julle verlos kan word. Die doel was nooit om te beklei nie. Die doel was nooit om te stry oor wie Jesus is nie. Dit het nooit gegaan vir die Here om 'n argument te wen nie. Man, hoeveel keer trap ons in die struik? Ons is so gefokus om die argument te wen, dat ons die siel verloor. So gefokus om die geveg te wen, dat ons die persoon verloor. Ek persoonlik weet van 'n paar mense wat nie glo nie, weier om kerk toe te gaan, wat nou diep in sonde leef, wat nooit weer enigiets met die Here te doen wil hê nie, want 'n kind van God was daarop uit om die argument te wen en nie die siel nie. As ons die argument probeer wen, maak ons seer. As ons die argument probeer wen, maak ons kwaad. Maak ons eintlik meer skade. As ek sy siel probeer wen, dan gaan die gesprek heeltemal anders te lyk. So 'n bietjie rewind, 3 vers 17, Johannes 3 vers 17, sê Jesus, dat hy het nie gekom om te oordeel nie. Nie gekom vir die geveg nie. Hy het nie gekom vir die gestry nie. Hy het nie gekom om enige iemand met 'n debat te probeer oortuig wie hy is nie. Daarom het hy nie sy eie getuienis nodig nie. Sy getuienis is nie daar om met hulle te stry nie, sy getuienis is daar om hulle te verlos. Hy het ook nie die getuienis van Johannes nodig nie. Dit het nie gegaan oor beklei nie, maar oor red. Hoor wat sê 5 vers 35. Hy sê hy was die lamp wat brand en lig gegee het. Hy praat nou van Johannes. En julle was gretig om julle vir 'n tydjie in sy lig te verbly. Johannes was die lamp. Nou ons het heel in die begin van Johannes praat dit van daar's 'n stem in die woestyn wat uitroep, maak die weg gereed vir die Here, die koning van die konings is op pad. Dit is die boodskapper. Hy's die een wat die pad wys. En die fariseërs was heel gemaklik om vir 'n tydjie by Johannes te hoor dat die redder op pad is. Die koning is op pad. Dis hoekom hulle so gretig was om van Johannes te hoor, want hy kom met goeie nuus. Net so 'n bietjie geskiedenis.
Onthou voor Johannes sy mond oopgemaak het en gesê het, maak 'n weg gereed, was daar 400 jaar se stilte. Tussen Maleagi en Matteus is daar 400 jaar wat niemand niks oor God skryf nie. Daar's niks opgeteken nie. En dan kan ons met redelike akkuraatheid aflei dat omdat daar niks geskryf is nie, was daar niemand wat enigiets merkwaardelik gehoor het nie. So na 400 jaar begin die Fariseërs weer iets hoor en hulle raak opgewonde. God praat weer. En die keer is dit nie om ons reg te wys nie, die keer is dit nie om ellende te voorspel nie, die keer is dit nie 'n profeet wat vir ons sê draai of braai nie, die keer is dit 'n profeet wat sê maak die weg gereed, die redder van die wêreld is op pad. En daarom was hulle opgewonde om vir 'n tyd lank na Johannes te luister. Want hy kom nou met goeie nuus. Verbeel julle self gou hierdie. ChatGPT sê 400 jaar is omtrent 16 generasies. En kom ons sê vir argument onthaalwe, ons gaan nie argumenteer nie, ons het nou net gelees, ons gaan nie. Kom ons sê die eerste generasie het nog van God gehoor. Hulle was nog in daai oorgangsfase tussen waar God gepraat het en stil gebly het. En die laaste generasie was nou daar gewees van die stilte af tot Johannes begin praat het. 14 generasies tussenin. Nie 'n woord van God gehoor nie. Ek kan verstaan hoekom hulle opgewonde is. Ek kan verstaan hoekom hulle vir 'n tydjie lank Johannes se woorde opgeëet het so soetkoek, want hier kom dit, dis nou weer daar. So natuurlik was die Fariseërs opgewonde. Vers 36 sê, maar ek het 'n getuienis gewigtiger as die een van Johannes. Die werke wat die Vader my gegee het om te voltooi, ja, die werke wat ek doen, getuig self van my, dat die Vader my gestuur het. En dit bring ons by die 6ste karaktereienskap. Die hele oploop van Jesus van vers 31 af, 30 of 31 af, is tot by hierdie punt. Want sien die volgende karaktereienskap van Jesus wat ons sien, is Jesus vind sy bevestiging. Jesus vind die fondasie waarop hy homself bou, nie in wat hy van homself sê nie, nie in wat ander mense van hom sê nie, maar wat die Vader sê. Jesus sê hier vir hulle dat maak nie saak wie of wat julle gebruik om my te bevraagteken nie. Dit gaan nie verander wie ek is nie. Julle kan wat ek sê teen my gebruik. En julle kan wat ander mense van my sê teen my gebruik, maar as julle kyk na my werke, dit wat ek doen, die manier hoe ek leef, as die Vader sê, dan doen ek. As julle daarna kyk, dit sal getuig van wie ek is. Dan sal julle sien dat Jesus deur die Vader bevestig word. Wat leer ons hier uit? Ons leer dat talk is cheap. Om net te praat is goedkoop. Jy kan met jou woorde soveel mense flous. Ek het altyd daarmee gespog en gesê, hierdie mond my in die moeilikheid ingebring, hy gaan my uit ook bring. Sien, jy kan Sondag na Sondag, kan jy kerk toe kom, en jy kan die liefste, volste persoon wees. As jy by die huis almal vervloek en verskree, is jou getuienis by die huis nie 'n valse een nie. Jou getuienis by die kerk is 'n valse een. Jy kan al die regte goed doen en al die regte geleide maak.
As jy agteraf en skelm is jou getuienis by die kerk nie die valse een nie. Nee, dit is. Jou getuienis by die huis is nie die valse een nie. Die een wat jy voorgee by die kerk is die valse een. Al sê mense net goeie goed van jou. En al jou werk wys dit nie. Dan is die getuienis wat jy oor jouself kommunikeer nie opreg nie. Jesus sê vir hulle, julle hoef nie eens na my te luister. Moenie eens na my woorde luister om te sien wie ek is nie. En julle hoef ook nie na ander mense se woorde te luister om te hoor wie ek is nie. Hy sê as julle wil weet wie ek is, kom kyk self. Kom spandeer 'n dag saam met my. Kom spandeer 'n week saam met my. Kom kyk hoe leef ek agter die skerms. Nou ek wil 'n vraag vra en jy moet in jou hart antwoord. En jy hoef my nie te antwoord nie, jy moet die Heilige Gees antwoord. En ek hoop vanaand dat ons almal het genoeg eerlikheid binne in ons om hierdie vraag eerlik vir onsself te antwoord. Sal jy trots wees as ons vanaand op hierdie skerm groot vir almal moes wys hoe leef jy tussen Sondae? Sou dit iets gewees het wat jy terugsit en sê, kyk maar, julle kan maar sien. Ek sal die eerste een wees wat my hand opsteek en getuig en sê, nee, asseblief nie. Moet dit nie op die skerm sit nie. Hierdie pedestalkie wat julle vir my gebou het, baie vinnig kort word. Ons vir almal moet wys wie is die persoon as hy by die huis is, as hy by die werk is, wie is die persoon as niemand kyk nie. Dis maklik om iemand te nooi en te sê, kom spandeer die dag saam met my. Gaan net vir die dag ook jou beste voetjie neersit. Kom ons vat net die week wat verby is. En ons sê net die week wat verby is, gaan ons op die skerm sit. Dit gaan nie lekker wees nie. Maar sien, dit is wat saak maak. Jy moet jou lewe so leef, dat wat ook al jy hier opsit, moet jy vrede in jou hart hê, dat mense dit maar kan sien. Hulle moet maar kan sien, hoe het ek gereageer, toe ek my hier meer verloor het. Want dan sien om kwaad te word, is nie die sonde nie. Hoe jy optree en reageer, dat maak dat jy aanjaag. Vers 37 en 38. Ek gaan daai net daar los. En die Vader wat my gestuur het van my getuig. Julle het nog nooit sy stem gehoor of sy gestalte gesien nie. En julle het sy woord nie blywend in julle nie. Omdat julle hom wat my gestuur het nie glo nie. Hier is die geheim vir die lewe waarna ons almal soek. Jesus is die begin en die einde van 'n verhouding met die Vader. En die Fariseërs mis dit. Hulle soek die Vader. Jesus sê weer eens dat die Vader, die een waarna die Jode soek, die een wat hulle najaag, die Fariseërs wil die wil van die Vader doen,
Hulle het 'n hele wet opgestel sodat hulle die Vader kan behaag, sodat hulle hom kan gelukkig hou. Hulle is ernstig oor die Vader, maar hulle mis hom want hulle mis die Seun. Jesus sê vir hulle, julle hoor hom nie, julle sien hom nie, sy woord is nie blywend in julle nie. Hoekom nie? Want julle glo nie die een wie hy gestuur het nie. Daar's 'n siening, ek seker maar geloof, wat ook al in die wêreld onder die verlorenes. Wat sê dat jou geloofslewe is soos 'n berg. Die punt van die berg is God. Maar daar's baie paadjies teen die berg op. En Jesus is maar net een van die paadjies. En jy kan deur 'n ander paadjie ook opkom. Jy kan die paadjie van Mohammed kies of die paadjie van Boeddha kies of die paadjie van Krishna kies. Dit is 'n absolute leuen. Julle mis hom. Sy woord is nie in julle nie. Julle sien hom nie, julle hoor nie van hom nie, want julle mis die Seun. Julle mis die Vader, want julle mis die Seun. Jesus sê, en ek gaan dit weer vir julle lees, vers 37 en 38. En die Vader wat my gestuur het van my getuig. En dan spreek hy die Fariseërs aan. Julle het nog nooit sy stem gehoor nie. Onthou wat ons mekaar gesê, daar was geslagte voorheen wat niks van God gehoor het nie. Nou hoor hulle vir die eerste keer. Julle het nog nooit sy stem gehoor nie, nog nooit sy gestalte gesien nie. En julle het sy woord nie blywend in julle nie, omdat julle hom wat hy gestuur het, nie glo nie. Vers 39. Julle ondersoek die skrifte. Julle ondersoek die skrifte omdat julle dink dat die ewige lewe daarin te vind is. En dit is juis hulle wat oor my getuig. Nou, een van my professors toe ek studeer het eendag die Bybel gevat en gesê hierdie is die beste en die gevaarlikste boek. Dit kan of die beste ding vir jou wees of die slegste ding vir jou. Hang af hoe jy hom lees. As jy hom gaan probeer lees sonder Jesus Christus, kan ek vir jou waarborg, gaan jy baie vinniger 'n ateïs opeindig as wat jy gedink het jy gaan. As jy hom lees en jy aanvaar Jesus nie, gaan dit nie vir jou veel beteken nie. Gaan dit dooie letters wees. Maar sien, hier kom 'n praktiese wenk wat Jesus vir die Jode gee en indirek vir my en vir julle. Hy sê julle ondersoek die skrifte. Nou die Grieks beskryf dit eintlik so mooi hier en hulle skryf dit so dat dit eintlik so lees. Hulle sê julle spoor die reuk op in die geskrifte. Om die reuk op te spoor. Julle neuse is in die woord. En Jesus korrigeer hulle nie daarop nie. Hierdie is nie deel van die uittrap nie. Hierdie is nie deel van dit wat hulle verkeerd doen nie. Want dis reg. Jou neus moet in die skrif wees. Die opspoor waarvan hy praat is dieselfde tipe opspoor as 'n leeu in die wild bloed geruik het. En hy sy neus gebruik om uit te vind waar kom dit vandaan of 'n haai in die see. Man, ek was altyd so bang as ek saam met my ouers strand toe gegaan het en ek het 'n snytjie iewerste, want die haai gaan die bloed ruik en dan gaan hy my kom vang. Senuweeagtig, ek kan nou nog nie in die aande swem as die ligte af is nie, dit maak my bang. Ja, sê dit vir Jaws. Jy kan my nou sê, sit my in die aand in die see en ek gaan nie vir jou luister nie. Hy sê dit is reg wat julle doen. Julle neus is in die skrif. Julle spoor op. Maar julle mis die feit dat die hele skrif getuig eintlik oor my.
Alles wat julle doen, al die tyd wat julle spandeer, al die moeite wat julle in die skrif insit, is amper te vergeefs want julle mis die een waaroor dit gaan. En hy praat nou hier met die fariseërs en as jy niks hieruit vat nie, wonderlik vir jou, dan is jy op die regte plek. Maar gaan huis toe en gaan dink vanaand daaroor. Van Genesis tot Openbaring soos wat ons dit vandag ken, getuig van Jesus Christus. So as ek jou vra vanaand, het jy al ooit die woord gelees, jou Bybel oopgemaak en besef dit maak nie vir jou sin nie? Hier's woorde en hier's letters agter mekaar en dit vorm woorde, maar dit maak nie vir my sin nie. Of het jy al ooit die woord oopgemaak en gelees en nie verstaan nie? Wat gaan nie aan? Of jy sê, hier is die wenk. Van daai gedeelte, lees hom weer. En soek Jesus. Soek Jesus in daai teksgedeelte. Al moet jy hom 80 keer lees. Al moet jy jouself oor en oor vra, wat sê hierdie teksgedeelte vir my oor Jesus Christus? Kom ons vat byvoorbeeld al die oorloë in Rigters en al hierdie boeke, al die ellende waardeur Israel gegaan het. Wat sê dit vir ons van Christus? Vir my en vir jou? Maar wie wil 'n raai vat? Hy is die oorwinning. Baie mooi, myne sou nie so geestelik gewees het, my antwoord. My antwoord sou wees, ek is bly ek is nie 'n Jood nie. Ek is bly Jesus het gekom en die oorwinning gebring. Ek is bly ek hoef nie hierdeur te gaan nie. Soek Jesus in die skrif en ek kan jou waarborg, die woord gaan vir jou iets anders te begin beteken. As jy soos 'n leeu of soos ek het gevra wat is die Engelse weergawe vir 'n bloodhound? Hulle sê dis net 'n bloedhond. Is dit so? Klink vreemd. In die direkte vertalings. Maar jy moet jou neus in die skrif hê soos 'n bloedhond op die spoor en jy moet daai bloed volg al die pad in die skrif totdat jy by die kruis uitkom. Want dan gaan die woord vir jou iets begin beteken. Dan gaan die woord vir jou begin sin maak. Dan gaan die woord begin om jou lewe te verander. Wanneer jy ontdek wat Jesus Christus gedoen het. Jy kan, en daar's nog nader aan die begin van Genesis. Ek kan nou nie presies onthou nie, so ek gaan nie daai ene vir julle vertel nie, want net nou sê ek vir julle iets wat nie waar is nie. Maar hier in die begin van Genesis rond, nadat Jesus die mens gemaak het en hulle sonde gedoen en hulle het aangejaag en hulle het agtergekom hulle is naak, hulle oë het oopgegaan vir die sonde wat daar is en hulle het besef hier's nou iets fout, ons moet nou onsself toemaak en hulle vat toe blare en maak vir hulle self klere en God kom daar aangestap en hy soek hulle. Waar is julle? En hy het geweet, maar hulle doen nou maar die gesprek oor wat gebeur het. So vroeg soos dit is die eerste verwysing na wat Jesus eendag aan die kruis gaan doen. Want wat doen God? God slag 'n dier en maak vir hulle klere om hulle sonde te bedek. So vroeg soos in die begin van Genesis kry ons 'n verwysing na die kruis toe wat sê omdat daar nou sonde is, sal daar geslag word en omdat daar geslag is, sal ons sonde bedek word sodat ons weer voor God kan verskyn. Sodat daar niks is wat ons mee skei nie, sodat ek nie meer skaam is of selfbewus is van my sonde nie. As jy die woord so hanteer en jy soek die kruis en jy soek Jesus, kan ek jou beloof, jy gaan die hart van die Vader ontdek. Maar as jy die woord lees en jy mis die Seun, kan ek jou waarborg, mis jy die Vader. Want wanneer jy die Seun ontdek, sal jy die hart van die Vader ook ontdek.
Ek wil afsluit met die probleem. En doen met die waarheid net wat jy wil. Dis nou in jou hande. Ek gee dit vir jou. Vers 40, dink ek is een van daai verse wat ons op ons harte moet grafeer. Wat jy in jou gedagtes moet grafeer, wat jy altyd moet onthou. Jesus sê, maar julle wil nie na my kom, sodat julle die lewe kan hê nie. Die mense wat Jesus Christus wil dien, is die wat die lewe ontvang. Nie omdat hulle nie kan nie. Die mense wat nie die lewe ontvang nie, die mense wat nie glo nie, die mense wat hom nie dien nie, dit gaan nie oor nie kan nie. Moenie laat iemand na jou toe kom en sê, maar ek kan nie die Here dien nie. Dan sê jy vir hom, nonsens. Jy kan. Die woord sê, jy ontvang nie die lewe nie, want jy wil hom nie dien nie. Enige persoon kan. Jy hoef nie 'n sekere bankrekening te hê om te begin glo nie. Jy hoef nie vir 10 jaar lank nie sonde in jou lewe te hê om hom te kan aanbid nie. Daar's geen ander vereistes, geen ander raamwerk, geen ander toets of kwalifikasies wat jy moet hê alleenlik behalwe om te glo. Johannes 3 vers 16. Ons kom weer daaruit. Want so lief het God die wêreld gehad sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie. So wat is dit wat maak dat mense nie wil nie? Kan ek vir jou sê wat is een van die grootste, dalk nie die grootste nie, maar definitief een van die grootste hindernisse wat maak dat mense nie wil nie? Sonde is een van hulle, maar daar's ander ene wat in die donker wegkruip. Wat ou nie altyd aan dink nie. Luiheid. Dit is moeilik vir my. Ek is nie lus nie. Gaan nie lekker wees nie. Winter. Ek het nie geweet hoeveel mense gaan nie wees toe ek hierdie getik het nie. Luiheid. Ag, ek sal eendag daarby uitkom. Eendag as ek groot is. Eendag as ek oud is. Ja, totdat die verkeerde eendag kom, dan is dit te laat. Dan, soos selfregverdiging. Ek is reg. Ek is nie bereid om in te gee nie. Ek is nie bereid om my mindset te verander nie. 'n vaste mindset oor dit is wat dit is, dis hoe dit moet wees. En geld, definitief. Net so. So dit gaan nie oor nie kan nie. Jesus sê nie vir hulle, maar julle kan nie na my toe kom sodat julle nie die lewe hê nie. Hy sê julle wil nie na my toe kom nie. As iemand ooit weer vir jou sê ek kan nie. Wat het die ouer mense altyd gesê, kan nie is dood, dan kry was dood. Ek verstaan dit nie. Dit kom met manier op luiheid. Sien, luiheid. Want mense nie wil nie. Dis die lank en die kort daarvan. Mense wil nie. Maar val my hoed af vir elkeen van julle. Julle is hier want julle wil. Wil hoor wat sê die woord. Wil beter wees. Kom ons sit net so, dan bid ons saam.
Here, ons loof U en ons prys U vir U woord, Here. Here, U is so groot en ver bo enige van ons verwagtinge, liewe Here. En dankie, Here, vir die wonderlike voorreg en geleentheid wat ons het om U woord te kan oopbreek, liewe Here, en toe te laat dat U deur elke vers met ons praat. Maar Here, my gebed vanaand is dat dit nie net 'n gepraatery sal bly nie. Dat dit nie net leefwoorde sal wees nie, Here, maar dat ons dit ter harte sal vat, liewe Heer, en besluit om anders te begin leef. Here, om te besluit om op so 'n manier te leef dat almal om my, die mense naby my en ver van my, kan getuig van wie ek is, liewe Heer. Here, mag ons 'n konsekwente liggaam wees, liewe Heer, wat altyd dieselfde is, wat leef met integriteit, Here. Ek wil bid en vra, Here, dat U daai werk in ons sal begin. Ons is hier vanaand en ons steek ons hande op en ons sê, Here, hier is ek. Gebruik my, kweek my, verander my, vorm my. Here, dankie vir U Heilige Gees, Here. Die Heilige Gees wat die naprediker sal wees van wat ons vanaand geleer het. Die Heilige Gees, Here, wat ons kom herinner aan alles wat U ons geleer het. Die stem wat vir ons fluister wanneer ons weer die verkeerde pad wil stap. Die stem in ons harte wat ons oortuig iets verkeerd is. Here, ook die Gees wat vir ons die krag gee om dit reg te maak. Loof U daarvoor, Here. Ons gee aan U al die lof en al die dank. Ons bid dit alles in U wonderlike en almagtige, heilige naam alleen. Amen.